heilige van God, en hy heers oor die heelal, daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rijkdom van sy troon. En aan nie is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan nie is die eer, en die lof van die regeer, die regeer. In gereedheid staan die engele om sy troon, verbyster in sy siera, en die beelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rijkdom van sy troon. En aan nie is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan nie is die eer, en die lof van die regeer in ons hart, die regeer oor die heelal, die regeer in ons lewens, die regeer oor naam. Die hemel is die Heer, sy glans is soos kristal, hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal, daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rijkdom van sy troon. En aan nie is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan nie is die eer, en die lof van die regeer, die regeer. Dankie lieve Here. Ons bid en ons vra nou, waar ons die woord gaan oopmaak, soos die reën daar buite val, en die aarde skoon was, mag die woord van God ons harte, en ons siele, en ons gedagtes, en ons emosies skoon was vanaand, lieve Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. Familie, ek wil weer vanaand baie dankie sê vir almal wat tyd uitgekerf het om hier te wees. Ek weet na 'n lang week, papa is moeg, hy wil net sit, en mamma wil in die kar klim en rondry, so dankie dat dankie dat daar 'n compromise was, en dat almal is vanaand hierso, en ek bid en ek vra voor ons in die woord gaan inklim, dat niemand vanaand 'n mens sal hoor praat nie. Dit is regtig my hart as 'n herder, dat ons vanaand die stem van die Heilige Gees sal hoor. Amen. Ek dink ons almal is moeg vir mense stemme. Halleluja. Familie, hierdie wat ons vanaand na gaan kyk. Van die eerste dag wat ek vir Jesus ontmoet het, het dit 'n groot deel in my lewe gespeel. En so, laat my asseblief net toe om net vinnig 'n persoonlike getuie te gee. 1991, toe ek as 'n standaard 6 in hoërskool Ben Foster ingestap het, was ek die kleinste standaard 6 gewees wat in 12 jaar in daai skool was. Ek het 25 kg geweeg, ek was net so groot gewees. Die kleinste skoolbroek wat hulle gehad het in Zenien op daai stadium, het soos
'n board short gelyk, het my hierso gepas. En so ek het daai broek 3 jaar gedra, want hy was groot genoeg vir 3 jaar. En so, as gevolg van dit, toe ek in die skool instap, was ek 'n target gewees van die groot seuns, die groot boere seuns, die patatboere en die aardappelboere en die rugby spelers en so. En ek het van die eerste dag af het ek die skool se mascot geword. En so oral waar ons gegaan het, was ek op display gewees en almal het hande geklap vir my en omdat ek atleties was en ek kon gimnastiek doen, het ek toertjies vir hulle gedoen en so. En so om het klein en simpel te stel, familie, ek was in standaard 6, was ek almal se sirkus bobbejaantjie gewees. En hulle het gepoint en hulle het gelag en so. En ek hoef nie vir baie van ons te sê dat, jy weet, dit kan 'n hele mens se toekoms in jou kop kan dit heeltemal omkrap. Want hoe ander mense ons sien, as ons dit toelaat, hoe meer mense dieselfde ding van ons sê en van ons dink en van ons sien, dit kom op 'n punt, ons is mens, ons is swak, dan staan ons miskien eendag en ons dink by onsself, is dit nie miskien wie ek eintlik is nie. Nou ek het gesien, toe ons in die skool ingekom het die eerste dag, daar's sekere groepe en sekere mense, en so, daar was die man gewees, die man van die skool. Al die girls wou hom date en al die mans wou hom wees. En so, daai man het 'n sekere manier geloop, en so al die ander mans het 'n sekere manier geloop. En daai man het 'n sekere manier gelag, en al die ander mans het daai sekere manier, hulle wou net soos hy wees. En so, ek het daarso gesien, van kleins af, dat die wêreld gee vir ons 'n resep. Hulle sê vir ons, dit is hoe jy moet lyk, dis hoe jy moet opvoer, dit is hoe jy moet praat, dis hoe jy moet loop, dis om aanvaar te wees. Ek was in 'n familie gebore waar as jy my nie like nie, dan like jy my nie. Daar's baie ander mense wat jy kan gaan try like. Maar ek gaan myself wees. En so, ek gaan nie sê dat dit my nie geaffekteer nie, dit het. Want ek het vir die eerste gedeelte in my lewe voor ek Christus ontmoet het, ongelooflike kort mannetjie syndroom gehad, baie pak uitgedeel, maar meer pak gekry daardeur. En so ek het toe vir Jesus ontmoet en ek sit hierdie week en ek luister vir die Heilige Gees vir vanaand. En ek kan onthou, daar was een tyd gewees in my lewe waar ek probeer om hierdie mense tevrede te stel, en hierdie mense tevrede te stel, en hierdie mense waar ek eintlik voor die spieël gestaan het, en as dit met ons vanaand gebeur het, probeer net daai gevoel onthou, familie. Want ek wil deur die Heilige Gees vanaand daai gevoel uit ons uitkerf, amen. En ek het op 'n punt gekom waar ek voor die spieël gestaan het, en ek het vir myself gevra, wie is ek? Ek weet my naam is Jacques, maar wie is ek? Wat is my doel? My ouers sê ek is so, my vriende sê ek is so, die matrieks by die skool sê ek is so, die onderwysers, dit was 'n ander storie. Hulle sê ek is so, en so, ek het eintlik gestaan en in die spieël gekyk, en ek het vir myself gevra, wie is ek nou eintlik? En familie, hopelik gaan die woord van God dit vanaand vir ons antwoord. Ons kan net uitvind wie ons is, ons as mens, as ons by God die Vader uitkom. Want daar is niemand op hierdie aarde, ek bly nou al 23 jaar saam met my vroutjie, en sy ken my beter as ek myself ken, maar God die Vader ken my nog steeds beter as sy my nog ooit sal ken. En as die Here dit toelaat, gaan ek en sy nog vir die volgende 50 jaar saam wees, en saam oud word en saam na Jesus toe gaan, en nog steeds sal God die Vader meer van my weet as wat sy weet. En so vanaand, familie, gaan ons in die diepste waarheid van die Bybel inklim, en ons gaan kyk, hoekom is ons hier op aarde gesit? Vir wat? Wat is die rede? Dis een van die grootste vrae wat ateïste ons vra, en om dit te verstaan, daai vraag te verstaan, gaan ons heeltemal verander. Hoe ons onsself sien, hoe ons onsself aan ander mense voorstel,
Want ek kan onthou toe ek begin preek het, ek het gedink om nederig te wees, is om te buig voor alle mense, wat nie so is nie. Glad nie. God het ons nie geroep om vloerlappe te wees nie. God het ons geroep om te lei. En so het gedink in die begin, as ek in 'n kerk instap en ek begin te preek, en na die tyd kom ouer mense na my toe, en as 'n pastoor sê hulle vir my boetie en kleintjie en laitie en sulke goed. Ek het gedink, okay, dis wat nederigheid is. Dit is glad nie dit nie, familie. Ons gaan vanaand in die woord sien. Ons klim vanaand eerstens in Genesis 1, as enigiemand hulle Bybel sê het, Genesis 1 vanaf vers 26, ek het dit al baie gesê, ek wil dit vanaand weer sê, as jy iemand vanaand hier sit wat 'n Afrikaanse Bybel soek, splinternuut uit die boks uit, geen kilos op die klok nie, kom sien asseblief vir my of broer Dion na die tyd, ons wil vir jou een gee, baie dankie. En so Genesis 1, vanaf vers 26, toe sê God, laat ons, vir die wat niet is in hulle loop met Christus, daai ons, is God die Vader en Jesus, laat ons die mens maak in ons beeld, na ons gelykenis, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God, het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Ons het al baie hierdie vers gehoor, familie, en baie keer het mense dit aan ons probeer verduidelik. Ek is 'n prentjie mens, en so ek het hierdie week gesit en ek het gesê, Here, ek wil asseblief hierdie boodskap wat U vir my gee, eerstens vir my, ek moet hierdie boodskap verstaan, eerstens. En so hierdie boodskap wat U vir my gee, ek moet dit oordra aan U mense, aan U volk. Maar asseblief mag ek dit oordra op so 'n manier dat hulle dit vir altyd sal onthou. Nooit sal vergeet nie. Amen. Ons sal nooit van ons sal ons vergeet die eerste dag wat ons eerste kind gesien het. En daai babatjie vasgehou het. En ek kan miskien nie vir alle broers praat nie, maar vir my, dit was die bangste wat ek in my lewe was. Ek het met myself gedink, joh, nou staan nog 'n mens wat na my gaan kyk vir verleiding in die lewe. En so, dit was nie net daai een nie, daar het nog 2 daarna gekom, en so die bangheid het toe net geklim, maar as ons vanaand besef wat hierdie gedeelte vir ons sê, gaan daai bangheid weggaan. Amen. En so, dit beteken dat die mens uniek geskep is om God se karakter en eienskappe te weerspieël. Halleluja. En so, plain en simpel, familie, Jesus het die woord geskryf, laat kinders die woord kan verstaan. Dis nie rocket science nie. Soos dit geskryf is dit wat die Here bedoel het. En so, om God se karakter en eienskappe te weerspieël, wat ons van die res van die skepping onderskei. Amen. Hoe bevoorreg, familie, is ons, wat vanaand hier sit, dat ons is die gedeelte van die skepping, wat in die beeld van God gemaak is, sodat ons vir die res van die skepping die beeld van God kan wys. En so ek wil hierdie wys, familie, hierdie was vir my die mooiste, die eerste keer toe Jesus dit met my gedeel het, dit was vir my die mooiste gewees. Ons gaan na die skepping toe, en ek het net gedeeltes hier uitgehaal, ons almal ken hierdie baie goed, en so, ons gaan na Genesis 1 vers 4 toe, en hierdie is die eerste dag, kyk hier so wat sê God, familie, God het gesien, hy het die lig geskep, God het gesien, die lig is goed. Nou familie, kom ons probeer alles in perspektief hier sit. As God die Vader sê iets is goed, is dit nie 'n mens se goed nie. Amen. Dis ver verby 'n mens se beste. En so God die Vader maak die lig, en na die eerste dag sien, en God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. Dit was dag 1. Dag 3. God het die droë grond, die aarde genoem, en die waters
bymekaar gekom het, het hy die see genoem en God het gesien dit is goed. So God het dag 1 alles gemaak, dag 2 gemaak, oorgegaan na dag 3 toe en gesien dit is goed. Nog steeds dag 3. Die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen na sy aardsaad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien, dis goed. So dag 1, dag 2, dag 3 het God die skepping begin maak, en alles wat God homself het gestaan en gesê, dis goed. Amen. Perfek. Dag 4 het gekom. God het die 2 groot ligte gemaak, en die grootste om die dag te beheer, en die kleiner om snag te heers, en ook die sterre. Vers 17, God het hulle in die hemel gewelf geplaas, om op die aarde lig te gee. Prys die Here, halleluja. Mooiste liggies nog ooit. En vers 18, om oor die dag en die nag te heers, en om lig en donker van mekaar te skei, en die 4de dag, God het gesien, dis goed. So dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, alles wat God gemaak, was goed. Kyk hier familie, dag 5, God het die groot seediere geskep, en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel. Ek dit reg gesê? Amen. Almal na hulle aard, ook al die voëls op die aarde, en God het gesien, dis goed. Hou daai in gedagte, familie. Dag 6, God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, so snuffeltjies wat in die huis bly, hy ook, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard, en God het gesien, dis goed. Hy gaan verder, vers 26, toe het God gesê, kom ons maak mens, as ons verteenwoordiger. Halleluja, om vir mense te wys, wie is ons? As ons beeld, sodat hy kan heers oor die visse van die see, die voëls van die lug, die makdiere, die wilde diere, en die diere wat op die aarde kruip. Vers 27, God het die mens geskep, as sy verteenwoordiger, in sy beeld, man en vrou het hy hulle gemaak. So, dag 1, 2, 3, 4 en 5, kom God die Vader en hy maak alles, en God staan en hy kyk en hy sê, och, dis goed. Dag 6, maak God die Vader ons as mens. Kyk wat sê God die Vader na hy die mens gemaak het, familie. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en hy het gesê, dis baie goed. Amen. God kyk na sy beeld wat hy gemaak het, en al die ander goed wat hy gemaak het, was net goed, maar toe hy na ons as mense kyk, sê hy, dis baie goed. Halleluja. Familie, as ons nie hieroor opgewonde raak, dan gaan niks ons. Amen. En so, wat familie beteken dit, om na God se beeld gemaak te wees? Dis 'n vraag, ek dink, wat elke man en vrou, elke kind vra. En so, hier's 'n paar goed wat ons na kan kyk met skrifgedeeltes. En so, geestelike weerspieëling. So, ons moet 'n spieël wees van wat Jesus is. Plain en simpel, familie. En so, anders as diere, het ons 'n siel en die vermoë om God, of om in 'n verhouding met God te wees. Hey, ek het hierdie al baie keer aan mense verduidelik, nêrens sal jy 'n bok, 'n skaap, 'n bees, 'n hond, 'n papegaai kry, wat elke oggend opstaan en bid nie. Hulle sal dit nie doen nie, hulle het nie 'n siel nie. Maar ons is die enigste skepping, wat gemaak is met 'n siel, wat uitskreeu na ons Skepper toe. Ons is die enigste van die wat God gemaak het, wat wil bid tot God die Vader. En so Prediker, as ons wil kyk, Prediker 3 vers 11, God het elke ding gemaak, dat dit ook pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook
aan die mens 'n besef gegee dat daar 'n onbepaalde tyd is. Ek wil hierdie plain en simpel vertaal, familie, want ek moes dit gaan mooi opkyk. Nee. Vir ons as mense het God die Vader in ons geeste gesit, dat daar gaan 'n ewigheid wees. 'n Onbepaalde tyd. Daar gaan 'n ewigheid wees. En so vir ons, wat vas is aan Jesus Christus, aan God die Vader, ons het 'n wat is daai woord, help my asseblief iemand, ons het 'n neiging, 'n hinkering, halleluja, na die ewige lewe. Ek kan nie vir almal hier praat nie, familie, maar ek wil nie die res van my lewe hier op hierdie vrot aarde bly nie. Daar's niks vir ons hier nie, amen. En so, God die prediker, die wysste man nog ooit op aarde, skryf hierdie vir ons, en sê, tog kan 'n mens die werk van God nie van begin tot einde begryp nie. Dis hoe groot God is, familie. En so hierdie slim mense met al die grade op hulle mure, wat vir ons probeer sê wie ons God is. Ek vat niks wat hulle sê nie. Al die ateïste en al daai mense, hulle weet nie waarvan hulle praat nie, familie. Want God is God, hy doen wat hy wil, wanneer hy wil, hoe lank hy wil. Amen. En so, ons as mense het 'n verlange na ewigheid en 'n verhouding met God. Maak nie saak hoe sleg ons is nie, familie. Ons kom op 'n punt waar ons daai verlange het om net uit te skreeu na ons Skepper toe. En te sê, Here, ek is jammer. Ek het 'n gemors van die enigste lewe gemaak wat U vir my gegee het. Asseblief help my om die res van my lewe so te lewe dat mense U in my kan sien. En so, die volgende een wat ons kan sien is morele weerspieëling. Ons is ontwerp om tussen reg en verkeerd te onderskei. Amen. Nou familie, baie mense het my al probeer oortuig, ja, Jacques, dit gebeur net wanneer 'n mens 'n sekere ouderdom kom. My nederige opinie, ek stem nie daarmee saam nie. As jy 'n 3-jarige laaitie op 'n plaas het, wat buite saam met jou in die tuin rondloop, en net voor jy in die huis moet ingaan, sê jy vir die laaitie, asseblief, my maat, moet nie daai eend verwrig nie. Los hom uit. En jy loop dan binne in die huis in. Sodra jy in die huis is, hoor jy kak, en hy het die eend. Daai kind weet wat hy doen is nie reg nie. Ons is so gemaak, familie, om te weet wat is reg en wat is verkeerd. En so morele weerspieëling. Ons gaan na Romeine 2 vers 15 toe. Die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle hart geskrywe staan. Ook hulle gewetens getuig daarvan wanneer hulle in die innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. Hier sê die woord vir my, familie, as 'n doodgewone mens, dat ek weet wanneer doen ek reg en ek weet wanneer doen ek verkeerd. Want wanneer ek verkeerd doen, dan is die Heilige Gees daar om te sê, hoorie so Jacques, dit wat jy nou gedoen het is teen die woord. Ongelukkig, familie, het hierdie wêreld gekom, want die Heilige Gees praat met gered en ongered. En ongelukkig het die wêreld gekom en hulle het vir die Heilige Gees 'n naam gegee. Hulle het gesê dis hulle gewete. Dis my gewete, dis my conscience. So my gewete het my gepla. Dis glad nie 'n gewete nie vir my. Dis die Heilige Gees wat met hulle gepraat het. Maar omdat hulle nie besef dis die Heilige Gees nie, gaan hulle maar net aan met wat hulle doen. En so, anders as ander skepsels, het ons 'n innerlike sin van moraliteit en geregtigheid. En so daar is ons eenkant gesit in die skepping van God. Hier is die volgende ding wat maak hulle as ons in God se beeld gemaak is, verhoudingsweerspieëling. Familie, as ons wil weet hoe 'n goddelike verhouding hier op aarde moet loop,
Lees die woord van God. Dis duidelik. Hoe 'n man met sy vrou moet wees, hoe 'n vrou met haar man moet wees, hoe ouers met hulle kinders moet wees, hoe kinders met hulle ouers moet wees. Dit is 'n weerspieëling van Jesus Christus toe hy op aarde was 'n kind. En Jesus het weerspieël wat 'n kind moet wees in God die Vader. En Jesus het groot geword en Jesus was 'n jong man. En Jesus het weerspieël wat 'n jong man moet wees. En Jesus het vir ons as mans gesê hoe ons as mans moet wees. En Jesus het vir die vrouens gesê hoe hulle as vrouens moet wees. En so God is 'n verhoudingswese. Familie, God die Vader hoef ons nie te gemaak het nie, hy wou ons maak. Amen. Hy wou. Ek sal nooit in my lewe vergeet, toe ons eerste babietjie gebore was, Faith, daai klein pap babietjie. Ek kon nie wag om by die huis te kom, om tyd met haar te spandeer nie. Sy het nie geweet wie ek nie, maar ek kon nie wag om met haar tyd te spandeer nie. En dit het vir my gewys, familie, dat God die Vader, Jesus Christus, die Heilige Gees, en ek sê nie hierdie in 'n menslike manier nie, hulle kan nie wag om met ons tyd te spandeer nie, maar ons weet nie wie hulle nie. Net soos daai pap babietjie. Ek hou haar vas, en ek soen haar, en ek praat met haar, en ek sing vir haar, sy weet nie wie ek nie. Maar ek kan nie wag om met haar tyd te spandeer nie. Dis dieselfde met God die Vader. En so Genesis 2 vers 18 sê dit vir ons. Dit is nie goed. God die Vader maak die man en hy sien die man en hy sê dis baie goed. Hy sê maar dit is nie goed vir die man om alleen te wees nie. En so ons vermoë om lief te hê, te kommunikeer en diep bande te vorm, weerspieël God se aard. En so, wanneer ons nuwe mense ontmoet, as ons gekonnekteer aan Jesus is, die eerste ding wat ons doen is, hey, hoe gaan dit? Goed om jou te, en praat, amen, probeer 'n verhouding bou met daai mense, want dit is wat God doen. En so, hoe sonde ingekom het in hierdie beeld heeltemal versteur het. Kom ons kyk daarna, Genesis 3, familie, vanaf vers 1 tot 7, ek het nie die hele skrif nie, ons kan dit by die huis in ons stilte tyd, maar toe Adam en Eva gesondig het, is die beeld wat God in die mens gemaak het beskadig, maar was nie vernietig nie. Hy was net geknak, maar daar was nog potensiaal daar gewees. Dis hoekom God die Vader nie gesê het, right, ek gaan almal nou tot niet maak. Want hulle het gekies om, nee, God die Vader het gesê, ek gaan my seun stuur. En so, dit was beskadig, maar nie vernietig nie. As ons kyk in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig. Almal. Daar is geen een mens op hierdie aarde wat kan staan en sê, ek het vandag glad nie gesondig nie. Want as hy dit sê, het hy nou net gesondig. Amen. Want Paulus sê, as ek sê ek is sonder sonde, dan lieg ek. En so, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle van of aan die heerlikheid van God. Alhoewel sonde ons weerspieëling van God verdraai het, is sy beeld in ons nie uitgewis nie. Halleluja, prys die Here daarvoor. Daar is nog steeds 'n kans vir ons, familie. As ons môre ons oë oopmaak, kan ons nog steeds sê, Here Jesus, Heilige Gees, ek is jammer vir wat ek met my enigste lewe gemaak het. Ek het 'n gemors daarvan gemaak. Asseblief help my in hierdie week om nader aan die troon van God te kom en om daai spieelbeeld van Jesus Christus te wees. Die herstel van die beeld is deur Christus. En Jesus het gekom om te herstel wat deur sonde verlore gegaan het. En familie, dis net Jesus wat dit kan doen. Amen. Geen, wat is daai professionele kopdokters? Geen kopdokter kan ons help. 'n sielkundige. Geen pastoor of counselor, dit is net Jesus Christus wat ons daar kan help. Kom ons kyk wat sê Kolossense 3 vanaf vers 9 tot 10.
trek die nuwe mens aan wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. So, Jacques Fouché vir 22 jaar was heeltemal in die wêreld. Toe ek vir Jesus ontmoet het, het Jesus vir my 'n nuwe mens gegee om aan te trek. En baie keer, familie, ek praat nie van almal hier nie, maar baie keer dan hou ons daai ou Jacques in die kus agter ons in 'n ketting en ons sleep hom saam net in geval daar iemand down the line iets vir my sê wat ek nie like nie, dan kan ek daai man uit daai kus uithaal om hulle uit te sorg. En dis is nie wat God die Vader wil hê nie. Romeine 8 vers 29. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste een is. Halleluja. Deur verlossing en heiligmaking groei ons om God se beeld duideliker te weerspieël en so die impak van die besef dat ons na God se beeld gemaak is. Ons moet dit besef, familie. Laat as ons in hierdie wêreld rondloop, verteenwoordig ek nie myself nie, ek verteenwoordig my God. Want baie keer as ek gaan gemors aanjaag in die wêreld, dan point mense en hulle sê nie, o, Jacques het dit gedoen of gesê, hulle sê daai Christen. Kyk wat het daai Christen gedoen, hoor wat het daai Christen gesê. En so ons identiteit, familie, is gegrond. Ons is nie toevallig hier gesit nie. Ons het 'n plan. En daai plan is om 'n spieelbeeld van Jesus te wees. Ons is doelbewus geskep met waarde en met 'n doel. En so Psalm 139 vanaf vers 13. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Amen. En so ons sien, hoe kyk ons na ander mense, familie? As ons hierdie gedeelte glo, dat ons is in die beeld van God geskep, hoe sien ons ander mense? Elke persoon, ongeag hulle agtergrond, dra die beeld van God. Amen. En so, baie van ons wil dit nie glo nie, want daar's 'n ou wat ons al lank pla, en daar's 'n ou wat ons al lank uitsort, maar die Bybel sê vir ons dat hulle dra ook daai beeld. En so, Jakobus 3 vers 9, met die tong loof ons die Here en Vader, en met dieselfde tong vloek ons die mens wat in die beeld van God gemaak is. Sjoe, familie, hierdie is 'n swaar pil om te sluk hierdie. Want baie keer, verskoon my Engels, justify ons, hoekom ons iemand nie kan like nie. En hoekom ons hulle kan haat. En hoekom ons dit en dat vir hulle kan sê en dit en dat aan hulle doen. Maar hier kom hierdie woord, en hier sê hierdie woord, ons loof die Here, maar ons vloek die mens wat in sy gelykenis gemaak is. En so, ons familie leef met 'n doel. En ons doel is om die karakter van God in hierdie wêreld te weerspieël. Matteus 5, vanaf vers 16, sê vir ons dit: laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So my werke moet van so aard wees, dat die mense moenie na my toe kom en sê, Jacques, jy is 'n goeie ou nie, en ek staan en sê, ek weet. Dit moet glad nie so wees nie. My werke moet van so aard wees, dat mense moet stil staan en sê, daai man, uit hom eie uit, kon dit nie gedoen het nie, dit moes God gewees het. Amen. En so, ons almal is na die beeld van God geskep, wat ons groot waarde en doel gee. Ons behoort te leef as weerspieëlings van God die Vader. Nou familie, ek is 'n prentjie mens.
En so ek het vanaand iets gebring wat ek vir almal wil wys. En ek hoop dit slat binne in ons siel vas vanaand. Die beste manier wat ons vir ander mense daar buite kan wys, wat beteken dit om in die beeld van God gemaak te word, of laat ons in die beeld van God gemaak is so iets. En so toe ek dit die eerste keer sien, toe maak dit vir my sin. Hier is 'n handskoen, familie. Hierdie handskoen is in die beeld van 'n hand gemaak. Amen. Maar die handskoen, as hy daar lê, op sy eie, is absoluut useless. Hy kan niks doen nie. Ek kan ewen op daai handskoen skreeu, move, beweeg, werk, en hy sal niks doen nie. Hy lê nog steeds daar. Hy is heeltemal dood. Ek kan die handskoen gooi met goed, en die handskoen sal nog steeds daar lê. Familie, dis dieselfde met ons as mense. Partykeer word ons so gefrustreerd met mense, en ons skree op hulle, en ons wys vir hulle die woord, doen wat die woord sê, beweeg, staan op, loop, skreeu uit. En die mense doen niks, want hulle is dood. Want hoekom, familie? Want die hand is nie binne in hulle nie. Amen. Die boek van Korintiërs leer vir ons dat ons is tempels van die Heilige Gees, en die Heilige Gees woon binne in ons, of moet binne in ons woon. En so hierdie handskoen is heeltemal useless. Soos wat hy daar lê, is hy $1.25 werd. Dis al. Maar watch hierdie, familie. Hierdie selfde handskoen aan die hand van die regte mens. Hou dit in gedagte, familie. Nie enige mens nie. Die hand van die regte mens. As hierdie handskoen aan die hand van die regte bouer is, familie, kan hierdie handskoen so iets maak. Kyk hoe mooi is dit. Halleluja. Aan die hand van die regte mens, familie, kan hierdie handskoen iets vir jou kind maak, so, om plesier te bring. Aan die hand van die regte mens. Aan die hand van die regte mens, familie, kan hierdie handskoen mense in 2 lande verbind. Amen. Familie, kan ons sien wat sê God die Vader vir ons vanaand. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees van Jesus Christus binne in ons woon, want dan sal ons werd wees wat hy ons geroep het. Sonder dat die Heilige Gees in ons woon, is ons useless, familie. Ek sê dit van myself, want dit is die waarheid. Ek lê daar een kant, en ek is vrot, ek kan niks doen nie, ek lyk presies so, ek lê in die grond, en daar gaan niks aan nie. Amen. Maar sit die regte hand in daai handskoen, familie, en hy ploeg daai land, en hy plant saad daarso, en 'n oes groei, en hy haal daai oes af, en hy voer honderde, duisende, miljoene mense, met die regte hand, binne in hierdie $1.25 handskoen. Amen. Familie, klein en simpel, dit is wat God die Vader vanaand vir ons sê. Ons is in die beeld van God gemaak, sonder dat ons toelaat dat die Heilige Gees in en deur ons werk en woon, en ons beweeg, is ons maar net 'n handskoen wat een kant lê, wat useless is. Maar sodra ek sê, Here, alles binne in my lewe, my vrou, my kinders, my finansies, my kar, my huis, my werk, my alles, liewe Here, ek gee dit vandag vir U, en ek vra asseblief, vat heeltemal oor met alles, dan klim daai hand binne in daai handskoen in, familie, en ons begin te beweeg, soos ons nog nooit van tevore beweeg het nie. En mense staan stil, en hulle is heeltemal omvergegooi, en hulle point, soos hulle nog altyd vir ons gepoint het, en hulle sê, dit kan definitief nie Jacques wees nie, dit moet God wees wat dit doen.
Amen. Familie, hierdie wêreld is besig om dood te gaan. Hierdie wêreld is besig om verlore te gaan. Daar's mense wat binne in kerke sit elke Sondag, wat hulle probleme probeer wegdrink, of weg, wat ook al, ek kan nou nie die ander goed noem nie, maar daar's mense wat verlore is, familie. Ons kan vir daai familie van ons wys, dat daar's iets baie beter. Baie. Om te sê, Here, ek kan nie meer hierdie doen nie, ek kan nie, ek het 'n vrou en kinders, ons lewe binne in hierdie wêreld wat jou elke dag wil opvreet, dit wil elke dag wil dit jou siel vat, dit wil jou werk van jou af wegvat, dit wil jou geld steel, ek kan dit nie meer alleen doen nie, asseblief, liewe Here, kom lewe binne in hierdie tempel en maak my 'n heilige kerk, 'n lopende, pratende, werkende kerk vir Jesus Christus, sodat ek tot werk kan wees vir nie net myself en u koninkryk nie, maar my familie in my huis en my familie in my kerk en vir elke mens wat ek gaan teëloop in hierdie nuwe week. Familie, ons is in die beeld van God gemaak. Kom ons loop in hierdie week asof dit die waarheid is. Amen. Amen en amen. Hemelse Vader, in Jesus naam, wil ons vanaand vir u baie dankie sê vir u woord en vir die waarheid van die woord. Ons wil vir u dankie sê, Here, dat ons u los ons nie alleen nie om alleen deur hierdie lewe te gaan, Here, en te probeer bo bly. Maar die Heilige Gees is elke dag saam met ons en hy het vir ons die woord gegee. En so ons vra nederig vanaand, Here, dat daar waar ons fout gemaak het, of dit nou opsetlik was en of dit nou nie was nie, Here, vra ons asseblief dat u ons sal vergewe daarvoor. Vergewe ons vir ons sondes. En ons vra dat die bloed van Jesus oor ons sal was en ons sal skoonmaak, Here, en dat ons vanaand sal kan opstaan as mans en vrouens, seuns en dogters van God, Here. En dat ons sal kan oopmaak en sal kan sê, Heilige Gees, ek wil 'n tempel van U wees, kom beweeg binne in my, en haal asseblief alles uit, wat nie aan U koninkryk behoort nie. Haal asseblief alles uit, wat U nie gaan weerspieël nie, en maak my asseblief 'n heilige kerk, sodat môre, Here, as ek wakker word, en ek loop in hierdie wêreld rond, dat mense sal kan sien, nog voor ek my mond oopmaak, Here, dat ek behoort aan U. Help ons asseblief, Here, dat ons sal met alles binne in ons besef, dat ons is in die beeld van God gemaak. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here, dankie vir die asem wat ons in ons longe het, vir die bloed wat ons in ons are vloei. Dankie, Here, dat ons elke dag nog kan wakker word, en 'n nuwe dag begin. Mag ons in hierdie nuwe week vir U glorie bring met alles binne in ons. En ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Amen. Baie dankie familie. Lekker week vir julle.